Ja, daar is ons titel vir hierdie boodskap. Jy kan gif spuit of iets leer. Dit is jou keuse. So kom ons spring sommer dadelik weg en ons gaan na die woord toe en ons lees uit Spreuke 6 vanaf vers 6 tot vers 11. Gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. So ons gaan praat oor die muur vandag. Eerste ding waarna ons almal dink wanneer ons hierdie skrifgedeelte hoor, is dat ons lui mense genoem word. En aan die begin van hierdie teksvers al waar ons hoor gaan na die muur, luiaard, dan word ons outomaties doof. Dan lei ons skielik aan selektiewe doofheid, want ons wil nie die res van hierdie hoor nie. Want ons wil nie erken dat ons ook dalk 'n bietjie lui kan wees nie. Maar as ons onsself so klein bietjie eenkant sit en ons let net vir 'n oomblik op, kom ons agter dat hierdie vers en hierdie skrifgedeelte is baie meer as net dit. En dit is amper soos 'n natuurprogram dalk. En kan julle jouself imagine as 'n persoon soos David Attenborough? Julle weet wie's David Attenborough, nee? Dis daai Britse oomie wat al die natuurprogramme maak. Hy sal 96 of 98 jaar oud en hy 'n fantastiese werk gedoen, maar imagine, hoe moet hy Bybel lees? En ek het die naweek daaraan gedink en ek het so gehoop dat hy ergens hierdie stukkie sou gelees het vir ons. Maar ek weet nie of hy Bybel lees nie, so ek dink dit sou so geklink het. Go to the end, you sluggard. Consider her ways and be wise. Which, having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Klink hierdie vers nie skielik meer of mens daarop wil luister nie. Dit skielik klink dit of daar iets gaan gebeur. Ons moet vir David Attenborough kry voordat dit te laat is, dat hy vir ons die Bybel moet lees. En ek weet my vertolking was dalk nie die mees akkurate vertolking van Sir David Attenborough nie, maar die idee is daar. Die Bybel is soveel meer interessant as ons net bietjie ons harte wil oopmaak en net wil sien wat daar is. Meestervol geskryf. God se skepping is 'n aanhoudende boodskap oor sy krag, oor God se krag en oor sy majesteit. Reg deur die Bybel gebruik die Here diere en insekte as voorbeelde om iets aan mense te verduidelik. In Jesaja 1 vers 3 sê die Here dat die os en die esel beter verstaan as sy volk Israel. 'n Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar. Maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Net voor die kruisiging gebruik hy 'n hoenderhaan om 'n boodskap uit te bring. En wat van 'n nimmerie? Nimmerie gebruik hy nie, of praat hy nie van 'n dier nie, maar hy maak dat hierdie dier, dat hierdie donkie, sommer met Balaam praat. In Spreuke verwys die Here na
verskeie diere, en met elkeen van daai diere is daar 'n boodskap op sy eie. In die gedeelte van vandag spreek die Here spesifiek die luiaard aan. En ons gaan regtig net 'n baie kort rukkie vas staan en fokus op die luiaard, want daar is baie meer in hierdie boodskap as net die luiaard. 'n Luiaard is vanselfsprekend iemand wat baie lui is. Die Woordeboek praat van 'n persoon wat werkskuur is. 'n Persoon wat bang is vir werk en hulle kruip weg van werk en van verantwoordelikheid. 'n Werkskuur persoon. Maar die luiaard is actually 'n dier. Jy het geweet daar is 'n dier wat se naam 'n luiaard is. 'n Sloth is 'n luiaard. En as ons gaan kyk hoe 'n sloth beweeg, dan kan ons verstaan hoekom hy 'n luiaard is. En as ons kyk hoe sekere mense in die werkplek beweeg, ja, dan kan ons die luiaard in dit sien. En ek dink party sloths is vinniger as sommige van die luiaards wat ek al in die werkplek gesien het. Kyk, al steek ek dit hoe goed weg. Selfs ek is baie keer in sekere areas 'n luiaard. En sekere goed vermy ek net omdat ek nie lus het om dit te doen nie. En is net nie lekker om dit te doen nie. En dan raak ons bietjie lui in daai area. En baie keer is dit goed wat ons bietjie moet deurdruk, goed wat ons bietjie moet effort insit. En dan raak ons maar net bietjie lui en dan dalk môre. Dalk volgende week. Dan raak ons sloth, selfs in die geloof. Ons teks sê ons moet na die muur gaan kyk. Ek glo as ons regtig na die muur gaan kyk, is daar baie om te leer. En deur na die muur te kyk, kan ons dalk beter werknemers word. En ons kan beter Christene word. Ons kan 'n sterker kerkfamilie word. As ons kyk hoe die muur binne in hulle familie leef. En ek dink oor die algemeen kan ons sommer net beter mense word as ons net bietjie gaan oplet na wat die muur doen. En dan moet ons na die muur gaan kyk, want die Here sê vir ons in Spreuke, gaan na die muur. En dis vir ons elkeen. Want julle kan maar erken, ek het dit klaar erken volgens in sekere areas as ek lui. En elke een van ons is ons 'n bietjie lui. So dan geld dit dat ons na die muur gaan. Okay, en sê nou vir my eerlik, hoeveel van julle het nou al hierdie gedeelte gelees, waar die Here sê, gaan na die muur, en het actually 'n studie gaan maak oor die muur? Niemand. Het iemand al vir 'n uur gaan sit, en gaan kyk, wat doen mure? Niemand. Ons kry sulke duidelike opdragte, en dan doen ons dit nie, en dan weet ons nie, hoekom kan ons hier vorentoe gaan nie. Die muur is die mees suksesvolle sosiale insek op aarde. Daar is meer as 11,000 verskillende soorte mure, wat in kolonies van net 'n paar tot meer as 20 miljoen in een kolonie voorkom. Daar is ongeveer, volgens die wetenskaplikes, is daar ongeveer 1 kwadriljoen mure in die wêreld vandag. Weet jy hoeveel is dit? Dit is 'n 10 met 15 nulle agterna. 1 kwadriljoen mure in die wêreld. Wetenskaplikes reken, as jy al die mure in die reënwoud van die Amazone sou kon geweeg het,
dat hulle 4 keer soveel weeg as al die soogdiere, al die voëls, al die reptiele en al die amfibieë in daai selfde omgewing. Om in 'n muurkolonie te wees, maak nie saak hoe groot daai kolonie is nie, is om in 'n vennootskap te wees. Mure werk in liefde saam. Daar is geen bekleierery en geen gestryery onder mure nie. 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En dit is ook hieraan wat ons uitgeken word bo alle ander mense. Johannes 13 vers 35 sê vir ons, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Mure help ook vir mekaar. Behalwe vir hoe mooi hulle saamwerk wanneer daar werk is om te doen, versorg hulle mekaar en hulle sosiale vaardighede is ver gevorderd bo enige dier en bo enige mens. As daar een dalk raak getrap sou word, dan storm al die mure in die omgewing skielik na daai een toe om daardie een te help. En is so hartseer om te sê, en ons het in die week weer 'n getuienis gehoor van waar iemand seer gekry het. 'n Kollega van my het met sy motorfiets geval en hy vertel hoe ry die karre by hom verby. Nie een persoon behalwe sy vriende het gestop om te kyk of hy okay is nie. Mense sien hoe kry ander mense seer en hulle stap by hulle verby. Nie 'n muur nie. Daai mure kom van wyd en suid af en hulle is op pad na hierdie muur toe om hom te help. En as een muur dalk vasgevang word in 'n area, dalk in 'n gat geval, dalk nie kan terugkom by die res van hulle nie, dan help hulle mekaar. Dan maak hulle van hulle self 'n brug of 'n tou. Ek het na video's gekyk waar mure oor 'n stroom water moet gaan. En dan maak hulle 'n vlot van hulle self. Hulle klou mekaar vas en saam gaan hulle deur hierdie water. Saam doen hierdie mure alles en saam oorkom hulle alles. So Galasiërs 6 vers 2 sê Paulus vir ons, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit is God se wil dat ons mekaar se laste moet dra. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar hier's 'n tema aan die laaste paar boodskappe. Sorg vir mekaar, wees 'n familie, kyk na die muur. Die muur is 'n kolonie. Ek voel Heilige Gees probeer vir ons 'n ding hier sê en ons gaan met wakker skrik en dit raak sien en mekaar se laste begin dra. Ons is 'n eenheid. Ons is nie veronderstel om alleen te sukkel nie. Mure leef saam in harmonie. Mure leef nie vir hulle self nie. Mure leef 100% vir die kolonie. Nie een muur in daai kolonie dink hy is beter as die volgende muur nie. Nie een muur in 'n kolonie werk net vir homself nie. Almal werk saam om die kolonie te voed. Almal werk saam om die koningin te voed. Hulle besef, hulle is almal deel van een liggaam. Klink dit nie bekend nie? Is ons nie deel van een liggaam nie? Die mure besef dit. Ons mense besef dit nog nie. Ons as 'n eenheid, as 'n familie, moet dit ook net besef. En onthou dat dit nie oor my gaan, of oor jou gaan, maar dit gaan oor ons, as 'n Christus kolonie, om God te aanbid, om te sorg vir die mense rondom ons, om die liefde wat hy klaar vir ons gegee het, uit te deel aan die mense rondom ons. En wanneer daar eenheid is daar nie net krag nie,
maar ook seëning. Dawid skryf in Psalm 133 dat die Here sy seën gebied waar daar eenheid is. Maak 'n nota van hierdie vers. Psalm 133 en gaan lees hom. Dis net 3 of 4 verse, dit gaan julle nie 5 minute besig hou nie. Maar gaan lees dit. En sien self dat daar eenheid is, dat daar seëning in eenheid is. Wanneer ons gaan leer om saam te staan, wanneer ons as 'n Christus eenheid, as 'n familie by mekaar gaan staan, dan gaan julle sien wat gaan die Here alles vir ons doen. Die krag wat ons kan hê, die seëninge wat ons kan hê. Imagine die genesing hier binne in die kerk. Imagine die geestelike genesing hier binne in die kerk. Wanneer die soldaatmuur in eenheid staan en saamtrek, is daar niks wat in hulle pad kom nie. Leeu's, olifante, giftige slange, alles vlug uit voor hierdie muurkolonie, wanneer hierdie klomp mure saam staan en hulle trek. Wanneer hulle trek, vorm hulle groot troppe. Troppe is soms breër as 1,5 kilometer. Hier is net 'n groepie by mekaar. Maar wanneer hulle trek, is daar dorpe, waar mense dorpe al ontruim het, want daai trop mure kom deur daai dorp getrek. En selfs mense hardloop weg. Kan julle jouself dink, 'n hele dorp word ontruim, omdat mure daardeur trek. As die kerk van God maar net so kan saam staan. As ons verskille en ons argumente maar net kan aanvaar, en ons staan in die krag van die Heilige Gees saam, dan sal selfs die duiwel homself in sy sokkie staan en bewe. Ons sal so 'n sterk eenheid kan wees, en niks sal ons kan stop nie. In hierdie eenheid werk elke muur dan ook tot dieselfde doel. Die doel, soos ek nou gesê het, is om vir die kolonie te voorsien, en ook vir die koningin. Ons doel as Christene is om saam God te aanbid en sy wil te doen, terwyl ons disippels maak so ver as wat ons gaan. Dis ons doel. En as 'n eenheid doen ons dit soveel makliker saam. Hoe werk hierdie eenheid om disippels te maak? Kan jy jouself indink? As jy ongelowige is, en een persoon kom by jou, en hy vertel vir jou wat Jesus vir ons gedoen het, en dat hy gered is en wat die Here vir hom doen, en hy loop weg, dan het jy dit gehoor en okay, dan kom 'n volgende ene van die Christuskolonie, en hy kom vertel wat die Here vir hom gedoen het, en vir ons gedoen het. Nou begin jy 'n bietjie meer geloofwaardig raak van hierdie selfde getuienis is nou al bevestig. En daai persoon loop weg. En 'n week later kom die volgende persoon van hierdie kolonie en hy vertel vir hierdie persoon presies dieselfde ding. Dan begin geloof gevestig te raak. En dit is hoe ons as 'n Christuskolonie disippels maak daar buite. Dit is hoe ons mense leer en opbou en versterk en hulle kry tot op die punt wat hulle die kommitment kan maak om saam met ons in ons Christuskolonie te leef. Die diens wat elke muur en elke kolonie gee, is 100% vrywillig. Daar is geen leiers nie, daar is nie baase nie. En nog steeds word al die werk gedoen. En elke muurkolonie floreer en gaan vorentoe en word groter, sonder base. Ons mense aan die ander kant het pastore en evangeliste en leraars en ons het die Bybel en ons het die Heilige Gees en ons het alles tot ons beskikking om die bietjie werk wat ons moet doen vir die Here te doen. Maar nog steeds is daar net 'n paar wat opdaag om hulle deel in hierdie Christuskolonie te doen. Net soos in
in die kerk en in die gemeenskap. En is daar ook in hierdie muurkolonie baie verskillende take wat verrig moet word. En vir hierdie verskillende take wat verrig moet word, moet daar verskillende talente wees. En verskillende vaardighede. Want daar's baie werk wat gedoen moet word. En baie verskillende soorte werk wat gedoen moet word. En ons almal verskil van mekaar en ons almal se talente en vaardighede verskil baie van mekaar. En ek dink dit is hoekom die Here dit spesifiek so gemaak het. Dat ons almal nie alles ewe goed kan doen nie. Sodat ons mekaar moet nodig hê. Sodat ons elkeen se talente kan inspann in hierdie kolonie om ons 'n sterker kolonie te maak. Alles gedoen om ons te leer om by mekaar te staan. Binne die muurkolonie sien ons ook baie verskillende interessante talente. Een van hulle is die heuningpotmuur. Skus, die fotootjie is klein julle, maar die heuningpotmuur. So hierdie muur gaan uit en sy werk is om te eet. Lekker werk, né? En al wat hy doen is eet en eet en eet en eet en eet en eet. En hy bou al hierdie voedsel op in sy agterlyf. Die muur is so ontwerp, dit is sy talent. En dan wanneer hierdie sakkie van hom amper wil bars so vol is hy, dan loop hy terug in die nes in. Dan gaan loop hy na die toe, wat nie buite kan rondloop en gaan kos by mekaar maak en self kan gaan eet nie. En dan voer hierdie muur, die res van die mure, met die reserves wat hy opgebou het van al die eet. Amazing, né? En ons dink ons ken mure. Nou net soos wat hierdie muur eet en by mekaar maak, doen ons dieselfde ding. Ons werk en ons maak by mekaar. En ons doel is, nie om dit alles self op te eet en te verteer nie, maar om in die nes in te gaan, en ons kolonie in te gaan, en vir die wat nie self kan uitgaan om te gaan eet nie, om hulle te help om kos by hulle te kry. En is ons werk om hulle te voer, is ons werk om kos aan te dra, en nie net kos, fisiese eetkos nie, maar geestelike kos ook. Ander talent wat mure het, as een muur op kos afkom, dan bly nie daaroor stil nie. Hy hardloop terug kolonie toe, en soos wat hy by sy maats verby hardloop, praat hy met almal en hy sê, volg my reuk in daai rigting, daar's kos, ek gaan al die res. En dit is hoekom ek gedoen het wat ek vanoggend gedoen het. Ek wil by julle gehoor het, wat lees julle in die Bybel? Wat lees julle raak? Ek wil daai inligting kry van in watter rigting moet ek gaan om dieselfde kos te kry as wat julle gekry het. Ek wil saam met julle eet aan die geestelike kos wat julle ook hierdie week gekry het. Dan is daar ander interessante mure ook, of talente in mure. Hierdie goed is so amazing. Daar's mure wat plantluise oppas. Want hulle eet die honeydew, die heuningdou, wat die plantluis agterlaat. So die plantluis gaan en hy byt deur die membraan van 'n blaar, sodat hy die sappe kan uitsuig. En soos wat hy loop, los hy honeydew agter. En die mure kom en die mure eet hierdie honeydew op. Nou het hierdie mure hierdie baie interessante ding, waar hulle geprogrammeer is. Hulle gebruik hulle voelers op hulle koppe, en hulle streel die plantluise met hierdie voelers. En wanneer die plantluise hierdie stimulasie kry, dan los hulle nog meer van hierdie honeydew op die blaar. Hierdie mure bou baie keer selfs 'n skuilingkie rondom die plantluis. Hulle sal takkies en blare en goed gebruik, of hulle sal selfs grond gebruik, en 'n laagie oor die plantluis bou, sodat die voëls nie die luise moet kom eet nie, en sodat die reën nie die luise van die blare moet wegspoel nie. Want hulle weet waar kom hulle voorsiening vandaan, hulle versorg dit.
En mense is dieselfde goed, jong. Versorg 'n mens, en dan kyk jy wat doen daai mens vir jou. Gee 'n bietjie aandag, dan kyk jy hoeveel meer kry jy uit daai selfde mens uit. Hierdie mure leer vir ons om aandag te gee aan mekaar. En selfs om aandag te gee aan die wat nie soos ons lyk nie. Aan die misfit wat daar buite is. Die ou wat nie in die samelewing inpas volgens ons standaarde nie. Gee vir daai 'n bietjie aandag. Jy gaan sien hoe baie kan daai persoon vir jou doen. En so werk ons saam in hierdie kolonie. En ons bou mekaar op. En ons word saam sterk. Dan is daar 'n ander groep mure wat 'n bietjie, ja, hulle ways of doing is bietjie duister, maar hulle word die shining slave makers genoem. Wat is dit in Afrikaans? 'n Skynende slawemaker of so iets, ons noem dit so. Hulle gaan steel uit ander soorte mure se kolonies eiers en dra dit in hulle eie nes in, sodat hulle daar moet uitbroei. Daai mure broei dan uit in hierdie kolonie wat nie hulle sin is nie, maar hulle weet nie van beter en hulle glo hulle is deel van hierdie kolonie. En daar werk hulle self simpel, want hulle dink dit is wat hulle moet doen. Dis die kolonie waarin hulle gebore is, en hulle is slawe binne in daai kolonie. So moenie soos daai mure wees nie, maar kyk uit vir daai mure. Moenie laat daai mure jou steel, en jy gaan deel maak in 'n kolonie waar jy nie hoort nie. Jy gaan vir jouself simpel werk in daai kolonie, en dan gaan vir jou geen voordeel wees nie. Hierdie mure, hierdie slyfmakers, is baie goeie soldaatmure, maar hulle is patetiese werkers. As jy van hierdie mure in 'n bottel met kos gaan sit, dan gaan hulle doodgaan van die hongerte. Maar as jy van hierdie mure vat wat hulle slawe gemaak het, en jy sit een so muur, saam met hulle daar in die bottel, dan voer daai een muur al hierdie ander mure met die kos wat daar is. Slawemakers. Maar useless om vir hulle self te sorg. Die take vir die mure word in hulle grootes opgedeel. So die heel grootste mure is dan die beskermers, hulle is die soldate, hulle veg, hulle beskerm, en by ons mense is dieselfde. En hier moet ons nou nie fisiese grootte gebruik as maatstaf nie, maar eerder geestelike grootte. Want ons het in ons kolonie, het ons geestelike reuse, mense wat sterk staan in die gees, mense wat nie bang is vir spiritual warfare nie. Dis hierdie ouens wat 'n saak deurbid. Hy bid nie 1 of 2 keer vir hom nie, hy bid dag en nag, totdat hierdie saak oorwin is, totdat daar 'n antwoord is ten minste. Dit is ons groot mure. En dankie julle groot mure, julle ouens wat sterk staan in die gees, wat aanhou bid, wat spiritual warfare toepas. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. Die middelslagmure is die werkers. Nou in hierdie muurkolonie is die oorgrote meerderheid van werkers is vroulike mure. En weet julle wat is die hartseer hiervan? Binne in die kerk en binne in die gemeenskap is die oorgrote meerderheid werkers die vroue. Dis vroue wat mense versorg en dis vroue wat werk in die kerk. En dit hoef nie so te wees nie. Ons almal is vaardig genoeg om dieselfde werk te doen. So mans, kom aan ouens. Ons moet sokkies optrek. Ons het werk om te doen in hierdie kolonie van ons. Kom ons spring in en ons help werk. Geen werk is benede enigiemand nie. Om skottelgoed te was is nie benede enigiemand nie.
Om die vloer uit te vee is nie benede enigiemand nie. Om iemand se voete te vryf is nie benede enigiemand nie. Ons almal kan deel hê in hierdie werkende kolonie. So vroue, wel dan en baie dankie. Julle is eisters. En ons gemeenskap en ons kerke kan nie bly staan sonder die werk wat die vroue insit nie. Die kleinste mure het amper die heel belangrikste werk in hierdie kolonie. Want die kleinste mure pas die eiers op en ook die baba-mure. As hierdie werk van die kleinste mure nie reg gedoen word nie, dan gaan daar nie 'n volgende generasie mure wees nie. Dan gaan hierdie baba-mure doodgaan, want niemand versorg hulle nie. En weer eens is dit presies dieselfde in ons kerk. Wanneer daar nie iemand is, 'n geesvervulde persoon is, wat na daai klein mure van ons kyk en hierdie vertrek hier langs aan ons nie, dan gaan daar nie 'n volgende generasie wees wat hier gaan staan om ons te leer nie. En die posisie van daardie leier wat daar moet wees, is die moeilikste posisie in enige kerk om te vul. Vir een of ander rede wil niemand daar gaan diens doen nie. En ons het nie eers een persoon nodig wat voltyds daar kan wees nie. As elke een sy deel doen, mans en vroue reg deur die bank, en dit vat een Sondag in 'n jaar, dan kan daai kinders uit ons almal uit opgevoed word en opgerig word, en hulle kan reuse word in die gees en in hierdie kolonie. Ek het self diens gedoen daar, en ek sal vir julle sê, as jy vir daai kinders gaan klas gee, as jy regtig vir hulle 'n boodskap uit jou hart uit God se woord uit gaan bring, dan is daar meer vir jou in daai boodskap as wat daar vir hulle is. Jy sien dit kom terug na wat in die wêreld gebeur. Die wêreld het 'n 80-20 reël. Nou in die kerk dink ek is 'n 90-10 reël. 90% van die werk in die kerk word deur 10% van die mense gedoen. Hoor hoe erg klink dit. 90% van die werk word deur 10% van die mense gedoen. As mure 'n lese kon gehad het, 'n slogan, 'n slagspreuk kon gehad het, sou dit seker Filippense 3 vers 14 gewees het. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Gister het ons seer gemaak. Gister het ons plat geslaan. Ons fokus nie op gister nie. Ons strek uit na môre. Ons strek uit na die toekoms. Ons strek uit na dit wat vandag gedoen moet word. Moenie dat enigiets jou stop nie. Veral nie om die wil van die Here te doen nie. Dink aan die muur wanneer jy iets laat val in die huis. Laat val 'n Simba chippie daar op die vloer. En time dit om te kyk hoe lank vat dit die mure om hom weg te dra. Niks gaan daai mure stop om daai chippie weg te dra nie. Ons moet daai selfde attitude hê. Wanneer daar 'n taak is om te verrig, moet niks jou stop nie. Gaan gryp al die hulp wat jy bymekaar kan kry. Storm op dit af en gaan verrig daardie taak, net soos wat die mure dit sou gedoen het. En as jy op hierdie stadium van die boodskap vanoggend wonder, maar wat 'n vaardigheid en wat 'n talent het ek om in my gemeenskap te kan help? Wat 'n vaardigheid het ek om binne in die kerk te kan help? Dan wil ek vir jou vanoggend een ding sê. Die beste vaardigheid is beskikbaarheid.
The greatest ability is availability. As jy 'n verskil wil maak in jou gemeenskap, steek jou hand op en sê, ek is bereid om te help. Waarmee help ek? Wat ook al oor jou pad kom, sal Heilige Gees self vir jou die krag gee om dit te kan doen. Ek sluit vir ons af met Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Ons kans om 'n verskil te maak in ons gemeenskap is nou. Op hierdie oomblik, vandag, op hierdie sekonde. Moenie tyd mors nie. Kom ons staan op. Kom ons fokus op die werk wat daar is om te doen. Ons almal is ewe verantwoordelik vir wat gedoen moet word. Gaan na die muur, luiaard. Kyk na sy weë en word wys. Kom ons verander dit 'n klein bietjie vandag. Gaan na die muur. Kerk van God. Kyk na sy weë en word wys. Kom ons bid saam. Vader, die skepping is waarlik vir ons 'n boek vol lesse. Dit is die mooiste prentjie van u krag en u majesteit. Dit is vir ons 'n teken van u liefde, u voorsiening en u genade. Dankie dat ons na hierdie kleinste insek kan kyk en kan kyk hoe hulle floreer omdat hulle saam staan. Heilige Gees, maak tog hierdie boodskap lewendig in elkeen van ons harte, sodat ons deel kan word van hierdie Christus kolonie. En wanneer ons daai besluit gemaak het en daai commitment gemaak het om deel te wees, om saam te werk, Heilige Gees, gee dan asseblief vir ons die krag, sodat ons dit 100% kan doen uit ons harte uit. Heeltemal vrywillig, heeltemal met u krag, en ons aanbid u daarvoor. Dankie dat u ons hierdie week beter gaan oppas as mure. Dankie dat u vir ons beter gaan voorsien as wat u vir mure voorsien. Want die woord sê, as die lelie in die veld nie eers hoef te dink aan wat om aan te trek, en die voeltjies wonder nie waar hulle kos vandaan gaan kom verword nie, dan weet ons dat u vir ons soveel meer alreeds voorsien het. En ons aanbid u daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam.